weer verander kan word. Die Here help ons om nie net te sien en te hoor wat vanaand gebeur nie, maar wat ons dit kan inneem, sodat ons dit ook eendag kan weergee wanneer dit dalk van ons vereis word. Ons dra dan die spreker vir vanaand aan U op en ons vra U dat U asseblief deur die Heilige Gees vir ewig sal bemagtig, dat U hom sal gebruik tot die glorie van U koninkryk. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Dankie. Goeienaand. Vanaand se tema klink so 'n bietjie anderste as dit wat jy miskien van tevore gehoor het, die Lazarus legkaart. Nou, waarom die Lazarus legkaart? Wanneer ons gaan kyk na die woord Lazarus, die naam Lazarus, en dit is eintlik baie meer as net 'n naam, dis 'n woord wat spesifieke betekenis het, en ons gaan later 'n bietjie daarin delf. Dan kom ons agter dat wanneer ons te doen het met die verhaal van Lazarus en die ryk man, dan is daar baie meer wat agter die oppervlak of onder die oppervlak skuil, as wat meeste mense besef. Baie mense is onder die indruk dat hierdie bloot maar net 'n verhaal is wat vir jou vertel wat gebeur wanneer jy doodgaan. Maar dis hoegenaamd glad nie wat die verhaal vertel nie. Wat ons vanaand gaan doen, ons gaan kyk na wat beweer word in sekere boeke wat deur bekende teoloë in Suid-Afrika en in die VSA beweer word wat aangaan in hierdie verhaal, en dan gaan ons kyk wat die Bybel vir ons vertel, wat die kultuur waarin Jesus hierdie gebeure in vertel het, wat dit vir ons vertel, en die oomblik wat ons dit gedoen het, gaan julle agterkom, daar's baie meer diepte aan daai storie van Lazarus en die ryk man, as wat meeste mense besef. Maar kom ons begin om te kyk na 'n paar populêre boeke. Die eerste ene, baie populêr in Suid-Afrika, die eerste 5 minute na die dood, hy het uitgekom in 2007, dis geskryf deur Dr. Isaac Burger. Nou vir baie jare, letterlik vir dekades, was hy die president van die AGS van Suid-Afrika, en 'n welgeleerde man, en hy gebruik dan in hierdie boek, spesifiek Lazarus en die ryk man, as die voorbeeld van wat gebeur wanneer jy sterf. Hy sê, hierdie boek is nie 'n gelykenis nie. Maar ons gaan hier in die einde van die lesing, gaan ons kyk wat sê ander Pinkster teoloë, spesifiek AGS teoloë, mense wat baie nou aan hom verwant was, wat in die hoof gestaan het van die AGS van Suid-Afrika se opleidingsskool, die Teologiese College in Johannesburg. Dan gaan ons kyk wat hy daarvan sê, is hierdie 'n gelykenis of is dit nie 'n gelykenis nie? En ons gaan baie duidelik kan sien wat dit saak maak, of dit 'n gelykenis is of nie. So, hy sê dan, een van die redes waarom hierdie nie 'n gelykenis is nie, is omdat dit 'n voornaam gebruik, Lazarus, en dat dit ook die voornaam gebruik, Abraham, en in geen ander gelykenis word 'n voornaam gebruik nie. Nou wat dit dan betref, is hy 100% korrek. Geen ander gelykenis gebruik voorname nie, maar as daar spesifieke omstandighede is wat dit nodig gemaak het dat in hierdie geval voorname gebruik moet word, omdat die gehoor met wie hy praat sekere koneksies maak aan daai voorname, dan is hierdie bloot net 'n uitsondering. Die feit dat voorname gebruik word, beteken nie dat dit definitief nie 'n gelykenis kan wees nie. So, hy sê dan ook, die rede hoekom hierdie nie 'n gelykenis is nie, is omdat Jesus nie 'n leuen sal vertel nie. Ek stem saam, Jesus sal verseker nie 'n leuen vertel nie. Maar, ons moet verstaan dat wanneer Jesus met die mens praat, dan praat hy met die mens binne sy kultuur, binne sy konteks en binne sy eie verwysingsraamwerk. En wanneer ons daai 3 aspekte gaan ondersoek, wat hierdie verhaal aan betref, dan begin ons daai diepte te kry. So hy sê hierdie, Lazarus en die ryk man, is dan 'n ware verhaal. En hy sê dan in daai boek van hom, dat daar gebid word in die doderyk. Julle sal sien, daar's 'n asterisk by, ons gaan definitief moet terugkom en gaan kyk, wat gaan daaraan, word daar gebid in die doderyk? Hy sê, dat daar aan jou familie gedink word in die doderyk. Is dit Bybels? Is dit wat die Bybel vir jou sê? So ons gaan later spesifiek terugkom en na daai 2 aspekte kyk. Maar, daar's 'n ander boek wat uitgekom het. In Afrikaans is dit Die Lewe na die Dood, uitgekom in 2014. Dis die Engelse vertaling van die 2013 boek met die naam Afterlife, wat geskryf is deur Henk Hanegraaf, nie so bekend of gewild in Suid-Afrika nie, maar oorsee, veral in die VSA, is hy baie gewild. En hy sê dan, hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man is 'n tussentoestand, dis eintlik 'n oorgangshemel,
Dis 'n plek waartoe jy gaan nadat jy gesterf het, maar jy's nog nie in die hemel nie. Jy's in hierdie tussentoestand. Dis nou nie heeltemal dieselfde as wat die Rooms-Katolieke ken as die Vagevuur nie, maar is ook so 'n toestand waarin jy jouself bevind nadat jy dood is, maar jy is bewus in daai omgewing. En hy gebruik dan ook Nes Isaac Burger, Lukas 16 en Lazarus en die ryk man se verhaal om sy argument dan te voer. Hy sê in sy boek dat in Lazarus en die ryk man die toestand waarin hulle was 'n onbeliggaamde toestand. Ons moet gaan kyk, wat sê die Bybel vir ons? Was hulle onbeliggaamd? Want as ek hierdie storie reg onthou, dan praat hulle van vingers en tonge en druppels wat op die tong gedrup word en mense wat pyn en lyding het omdat hulle fisies in die vlamme verkeer. So ons moet gaan kyk, is dit wat hy beweer korrek of nie? Kom ons gaan kyk na daai Bybelgedeelte. Lukas hoofstuk 16 vers 19 tot 31. Ons gaan hom net deurlees en dan gaan ons so bietjie terug gaan om te kyk presies wat is die konteks waarin ons hom aantref. Hier is die verhaal. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid U dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode uit na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dode uit opstaan. Nou, wat is die konteks van hierdie verhaal? Waarmee het ons hierso te doen? Want ons kry hier met 'n paar baie vreemde aspekte te doen. En ons moet onsself afvra, vir wie is hierdie verhaal vertel? Onthou, die oomblik wat 'n verhaal algemeen vertel word, dan is daar verskillende kontekste wat jy in ag moet neem. Maar die oomblik wat 'n verhaal gefokus is op 'n spesifieke gehoor, en die Bybel maak dit duidelik, dis vir hulle vertel, dan kan jy begin in ag neem meer spesifiek, hoe het hulle die wêreld gesien? Hoe het hulle die wêreld verstaan? Wat was hulle vlak van opvoeding? Wat was hulle kennis van die Ou Testament? Want Jesus gaan met hulle praat binne in hulle konteks. Nou, as ons gaan kyk na Lukas 16 vers 14 en 15, dan sien ons wat is die konteks. En die Fariseërs wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskimp. En hy het vir hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. So wat sê hy? Hy sê spesifiek vir die Fariseërs, julle dink julle is spesiaal, maar julle is glad nie so spesiaal soos wat julle dink nie. Julle wil julle self verhef, maar julle gaan nie verhef word nie. Daar's ander wat in julle plek verhef kan word. So, die Fariseërs ag hulle self hoër as die ander
En dis juis hierdie konteks, hulle wat hulle self as iets besonders ag, wat Jesus dan in hierdie verhaal aantref. Maar in hierdie verhaal kry ons verskillende aspekte wat teenstrydig is met die skrif. As jy die geloofwaardigheid van die skrif ernstig opneem, dan verstaan jy die Bybel homself nie kan weerspreek nie. Die Heilige Gees het die Bybel geïnspireer. En die Heilige Gees is nie die mekaar nie. Hy gaan nie op hierdie punt een ding sê en op hierdie punt homself weerspreek nie. Daar gaan altyd kohesie wees, daar gaan analogie wees tussen die verskillende dele van die Bybel. Maar wat hierdie verhaal aan betref, is daar 'n paar dinge wat eintlik baie hoogs problematies is. Kom ons gaan kyk na 'n paar van hulle. In hierdie verhaal kom daar 'n engel en kom haal vir Lazarus direk na sy dood. Wat sê die Bybel? Kom engele ons haal direk wanneer ons sterwe? Wat gebeur? Wat sê die skrif? Wanneer gaan die engele ons kom haal? Matteus hoofstuk 13, vers 37 tot 39, dis eintlik 'n uitleg van dit wat Jesus vertel het in 'n gelykenis in Matteus 13 vers 24 tot 30. Hy sê, en hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het is die duiwel en die oes is die volëinding van die wêreld, met ander woorde die oes in daai gelykenis is wanneer die wêreld tot 'n einde gaan kom en die maaiers is die engele. Nou, as hy vir jou duidelik maak, wie is die wat kom haal word? En hy sê die engele kom hulle haal, dan maak dit baie duidelik dit gebeur met die oestyd, met ander woorde met die volëinding van die wêreld. So wanneer kom engele mense haal? Die oomblik wat hulle sterwe? Nee. Volgens die Bybel word jy kom haal met die wederkoms. Dis 'n baie spesifieke tydsbepaling, maar in hierdie gelykenis ewe skielik praat hulle van die engel kom haal hulle wanneer hulle sterwe. Dis 'n teenstrydigheid in die Bybel. Ons moet onsself afvra, hoekom is daar oënskynlik 'n vers waar die Bybel in stryd is met homself? Nog 'n verskil. Hierdie mense het liggame direk na die dood. Onthou daai vinger wat in water gedrup moet word en op sy tong gedrup moet word dan? Wat sê die skrif vir ons? Wanneer ontvang ons nuwe liggame? 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 tot 53 sê, kyk ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basuin. Wanneer gebeur die laaste basuin? Met die wederkoms. Goed, baie spesifieke tydbepaling. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So, hoe antwoord ons daai vraag? Wanneer kry ons nuwe liggame? By die wederkoms volgens hierdie verhaal. Die oomblik wat jy sterf, het jy ewe skielik 'n nuwe liggaam. So, 'n oënskynlike teenstrydigheid met die res van die skrif. Nog 'n voorbeeld. Kommunikasie tussen lewendes en dooies. Wat sê die Bybel? Mag ons met afgestorwenes kommunikeer? Absoluut nie. Die Bybel verbied dit totaal en al. Levitikus 20 vers 6. En as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê om agter hulle aan te oreer, sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Kommunikasie tussen iemand wat lewe en iemand wat afgesterf het, is gestraf met die dood. Dis hoe ernstig dit beskou is deur God. Ook Jesaja 8 vers 19 en 20 sê, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Die Bybel laat nie kontak tussen lewendes en dooies toe nie. Dis iets wat die doodstraf dra. So, kontak tussen afgestorwenes of kontak met afgestorwenes is absoluut verbode. En in hierdie aspek is hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man ook in stryd met die skrif.
So nou moet ons osself outomaties afvra, het Jesus nie van hierdie reëls geweet nie? Daar is 'n manier dat hy nie daarvan geweet het nie. Niemand verstaan die Bybel beter as hy oor wie die Bybel gaan nie. Jesus weet. So vir watter moontlike rede gebruik hy voorbeelde wat in stryd is met die res van die skrif? Daar moet 'n logiese, eenvoudige rede wees. En daar is. Ons gaan kyk na die Joodse kultuur van daardie tyd. Wat het die Jode, en baie meer spesifiek as net algemeen die Jode, wat het die Fariseërs geglo? Wat gebeur wanneer jy sterf? Het hulle geglo wat Moses en die profete, met ander woorde dit wat ons vandag ken is die Ou Testament, het hulle geglo wat die Ou Testament sê, of is hulle kultureel so beïnvloed, laat hulle iets anders begin glo het as dit wat die Ou Testament leer? So kom ons gaan kyk 'n bietjie daarna. 'n Man met die naam Flavius Josephus, gebore in 37 na Christus en hy sterf rondom 100 na Christus. Hy was beide 'n geskiedskrywer en 'n fariseer. En hy skryf wat genoem word die verhandeling aan die Grieke oor Hades. In Engels, The Discourse to the Greeks on Hades. Nou, 'n eenvoudige soek op die internet na daai Engelse naam, Discourse to the Greeks on Hades, gaan jy die dokument kan kry in sy totaliteit. Dis nie 'n baie lang dokument nie, baie eenvoudige kort dokument. En die oomblik wat jy daai dokument lees, dan sien jy die parallelle tussen dit wat Flavius Josephus, 'n fariseer, gesê het, hulle as fariseërs glo oor die toestand van die dood, en hy skryf dit juis om te verduidelik aan die Grieke, met ander woorde aan die heidene, wat hy glo. So kom ons kyk so vlugtig, wat het hulle geglo? Hy sê, Hades, of dan nou die doderyk, soos wat dit vertaal word in die Afrikaanse ou vertaling, bestaan uit 2 dele. Die een deel word genoem die boesem van Abraham, en dis die plek waar die regverdiges na toe gaan. Die tweede gedeelte is die doderyk waar die vlamme brand, en dis die plek vir die onregverdiges. Maar let nou mooi op wat gebeur. In hierdie verhaal, waar het hierdie arme man, waar het hy, Lazarus, waar het hy geëindig? In die boesem van Abraham. So hy is 'n regverdige. Goed, maar waar het die ryk man geëindig? In die plek van vlamme. Dit strook nie met hoe die Jode gedink het nie, of ten minste dan die Fariseërs gedink het nie. Die Fariseërs het geglo, hulle is die wat geseënd is, wat geestelik ryk is. So hulle verwag, hulle gaan in die boesem van Abraham eindig. En hulle dink, maar hierdie arme man, jy weet die honde lek sy sere, hy gaan eindig daar in die plek van vlamme. En Jesus swaai hierdie totaal en al om. Maar kyk nou hier. Die 2 dele word geskei met 'n onoorbrugbare kloof, wat presies dieselfde is as wat ons in die Bybel kry. So ons sien Jesus gebruik dit wat hulle geglo het. En engele bewaak die poorte na Hades toe. Met ander woorde, die oomblik wat jy dan nou te sterwe kom, dan kom haal 'n engel jou, en die engel vat jou na een van die engele toe, wat een van daai 2 toegange beheer. En hulle maak seker dat iemand wat in die plek van vlamme behoort, dat hy nie in die boesem van Abraham eindig nie, en iemand wat in die boesem van Abraham hoort, nie in die plek van vlamme eindig nie. So dis half 'n toegangsbeheer na hierdie 2 plekke toe. Want die oomblik wat jy deur daai hek is, dan kan jy nie van die een kant na die ander kant toe oor nie, dan is dit verby. So Jesus gebruik hulle verstaan van die toestand van die dode, om vir hulle 'n beginsel te verduidelik. En dis juis wat ons hier het. Jesus gebruik die bestaande konsepte van die Fariseërs oor Hades, om vir hulle 'n spesifieke geestelike waarheid te leer. En nou moet ons osself afvra, wat is hierdie geestelike waarheid? Want duidelik gaan Jesus se gebruik van hierdie storie nie oor wat met jou gebeur wanneer jy doodgaan nie, dit gaan oor iets anders. Hy gebruik dit net as 'n illustrasie. So hy praat met Fariseërs in die konteks van dit wat hulle verstaan, van dit wat hulle glo. Dis nie wat Jesus glo nie, dis wat hulle glo. So hy gebruik om dit vir hulle maklik te maak om te verstaan. 'n Voorbeeld wat hulle baie bekend is mee. Hy gebruik daai voorbeeld, en dit is nie Jesus self se leerstelling nie. Nou, in hierdie verhaal is al wel ook sekere ooreenkomste met die skrif. Waar sekere verskille bestaan het en ons het deur hulle gegaan, is daar ook ooreenkomste. So die oomblik wat ons die ooreenkomste met hierdie gedeelte van die Bybel en ander gedeeltes van die Bybel kan ontdek, dan gaan ons die dieper betekenis kan verstaan. Ons sien daar's 'n vader-kind verhouding tussen die ryk man en Abraham. Hoekom?
Abraham het tog vir hom gesê kind, en hy het vir Abraham gesê vader, so hulle eien mekaar. Baie belangrike aspek, Lukas 16 vers 24 en 25, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my genadig. In vers 25, maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het. Hulle eien mekaar. Kyk nou wat gebeur. In Matteus 3, vers 7 en vers 9 sê dit, maar toe hy baie van die fariseërs en die sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, en onthou, dis nou Johannes die doper wat hier praat, nê? Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? En dan in vers 9 sê hy vir hulle, en moenie dink om vir julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God die mag het om uit hierdie klippe, kinders van Abraham op te wek. Wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, julle wat dink julle is so iets besonders, moenie dink julle is iets besonders nie. God het die vermoë om uit hierdie klippe, en party mense dink hy het verwys na die klippe wat letterlik daar op die grond lê. Wil God bonatuurlik nou nuwe mense skep wat hom gaan aanbid uit klip uit? Nee. Die fariseërs, veral nog meer as die ander Jode, het die gewoonte gehad om na enige heiden te verwys as een van twee goed, of 'n hond of 'n klip, want hulle het geen tyd vir hulle gehad nie. Hulle het geglo, hulle is superieur, hulle is belangriker. Hulle is die uitverkore volk van God. So, wat hy hier doen, is hy sê vir hulle, julle fariseërs, julle wat vir Abraham vader noem, julle wat dink julle is iets besonders. God kan uit hierdie heidene, hierdie klippe, dit wat julle klippe noem, kan hy kinders van God opwek. Nou is dit 'n realistiese interpretasie van die Bybel. Die ryk man is dan 'n beeld van die fariseërs, nie die sadduseërs nie. Hoekom van die fariseërs spesifiek? Onthou die gelykenis is vertel vir die fariseërs. Hy wil juis met hulle praat as die wat hulle beskou as die elite onder die Jode. Die sadduseërs gaan ons binnekort sien waar hulle inpas. Hulle is nie die primêre groepering met wie daar gepraat word nie, maar hulle is sekondêr. Hulle gaan binnekort hulle self ontbloot as watter groepering hulle is. Dan kry ons in hierdie verhaal dat daar gepraat word van 5 broers van die ryk man. Hy sê, maar Vader Abraham, ek het 5 broers. Stuur vir Lazarus uit die dood uit om met hulle te gaan praat. Kan dit gebeur? Bybels? Kan jy iemand uit die dood uit stuur om met 'n lewende te praat? Nee, dit verdien die doodstraf. Het Jesus dit nie geweet nie? Natuurlik het hy dit geweet. Maar nou praat hy van 5 broers. Nou in die Joodse gedagte, wie is jou broer? Buiten vir die fariseërs is daar 5 godsdienstig politiese groeperinge onder die Jode. Jou broer, as jy 'n Jood is nie iemand wat dieselfde maat as jy nie. Dis iemand wat dieselfde paat as jy. Nou kan jy vir my vra, maar waar kom jy daaraan? Hoeveel stamme was daar in Israel? 12. Hulle was 12 broers. Hoeveel maas was daar? 4. Hoeveel paas was daar? Abraham. In die Joodse gedagte, as jy die pa deel, is julle broers, die ma is nie belangrik nie. Goed? So wanneer hy praat van iemand wat jou broer is, ek het 5 broers, dan moet dit 5 ander groeperinge wees wat sê, Abraham is ons vader, en is 5 groeperinge buiten die fariseërs. Want hy praat met die fariseërs word uitgebeeld deur die ryk man, en die ryk man sê, maar ek het 5 broers. So kom ons kyk of ons 5 groeperinge in die Bybel kan kry. Die eerste, die Herodiane, ons lees van hulle onder andere in Matteus 22 vers 16, Markus 3 vers 6 en Markus 12 vers 3. Die Herodiane het Abraham as vader geëien. Tweede groep, die Sadduseërs, ons lees van hulle onder andere in Matteus 3 vers 7 en baie ander plekke in die Nuwe Testament. Die volgende groepering, in Afrikaans die ywerraars, in Engels die zealots, ons lees van hulle in Lukas 6 vers 15 en 'n paar ander plekke in die Bybel. Die volgende groepering, die skrifgeleerdes, ons lees van hulle in Matteus 2 vers 4, Matteus 5 vers 20 en verskeie ander plekke in die Nuwe Testament. Nou daar het ons 4 groeperinge. En dan
ene wat ek nie verwag het toe ek hierdie studie doen nie, maar wat ek wel ontdek het. Baie interessante groepering. Die Esseners. Die mense van wie af ons die Qumran geskrifte kry. Word hulle in die Bybel genoem? Nee. Was hulle relevant vir daai tyd en kultuur? Natuurlik. Ons sou nie die vertroue in die Ou Testament kon hê as ons nie die teks bewyse het wat juis behoue gebly het danksy die Esseners nie. En die Esseners het gesê, Abraham is ons vader. Daar's die 5 broers. Waarom broers? Elkeen van hulle het gesê, Abraham is ons vader. So nou kom hierdie ryk man en hy sê, maar stuur vir Lazarus om my broers, die wat ook vir Abraham as vader eien, om hulle te gaan waarsku, dat hulle nie hier eindig in die toestand wat ek is nie. Ons gaan binnekort sien wat daai toestand dan ook is. So, al 5 hierdie groeperinge het vir Abraham as vader geëien. Die 5 broers is dan 'n beeld van die res van die Joods godsdienstige groeperinge buiten vir die Fariseërs. Daai mense wat hulle self as die geleerdes, as die elite onder die Jode beskou het. So dis nie net die Fariseërs. Hierdie verhaal word vertel vir die Fariseërs, maar is van toepassing eintlik op almal van hulle. Want die ander groeperinge, hierdie ander 5 broers, hulle het dieselfde hoë dink van hulle self gehad as wat die Fariseërs van hulle gehad het. So, nog 'n ooreenkoms wat ons kry tussen verskillende skrifgedeeltes. Die gebruik van die woord hondjies, krummels en 'n tafel kry jy in net 2 verhale in die Bybel. Die ene was hierdie geval. Kom ons gaan kyk daarna. Lukas 16 vers 21 het gesê: En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom in sy swere gelek. Daai 3 woorde kom nie in 'n breër konteks teenoor mekaar voor nie. Hulle kom direk by mekaar voor. En net een ander plek in die Bybel. Kom ons gaan kyk daarna. Matteus hoofstuk 15 vers 22, net om die konteks vir ons te gee, en dan tel ons hom verder op van vers 24 tot 27. En 'n Kananeese vrou, nou in die ander evangelies word sy genoem 'n Sirofenisiese vrou. Selfde ding, Kananeese vrou, Sirofenisiese vrou, presies dieselfde ding. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en hom geroep en gesê: Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. Is hierdie vrou 'n Jood? Nee. Sy's 'n heiden. Sy's 'n Sirofenees. Maar sy roep Jesus en sy noem hom wat? Here, seun van Dawid, glo sy. Hierdie vrou het geloof. Hierdie vrou het geloof, so verseker soos ek hier sit, want sy kom na Jesus toe en sy sê, ek het nood en ek beroep myself op U as my Here. Kyk wat gebeur verder, sy sê, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Jo, wat 'n harde antwoord. Dat Jesus, wat liefde verpersonifiseer, vir haar kan sê, nee, ek het nie vir julle gekom nie. Het Jesus net vir die Jode gekom? So hoe verstaan ons hierdie antwoord? Hy sê dan, maar ek het net vir die Jode gekom. Hoe gebeur dit? Het hy 'n leuen vertel? Nee. Wat Jesus hier doen, is hy gedra hom in die antwoord volgens die denke van die Jode. Die Messias kom nie vir ander mense nie, hy kom vir ons alleen. Vergeet van die heidene, hulle is klippe, hulle is honde. Goed, so hy antwoord soos wat die tipiese elite Jood homself beskou. Maar kyk nou wat gebeur. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my, onthou daai woorde. Here, help my. Die koneksie in hierdie verhaal se spulpunt is hierdie woorde. Here, help my. Is hy afgesit omdat hy sê hy kom net vir die Jode? Het sy opgegee? Nee. Sy het 'n vlak van geloof wat deurdruk. Sy sê ek gaan nie los nie. Ek weet die redding van my kind lê by hierdie man. Die seun van Dawid. Nou, kyk wat gebeur. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja Here,
maar die hondjies eet darm die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Honde, krummels, tafel, daai 3 woorde in direkte konteks met mekaar. Daar moet 'n koneksie tussen hierdie 2 gedeeltes wees. Dis onmoontlik dat daar nie is nie. Die ooreenkomste is net eenvoudig hopeloos te sterk. So, Lazarus is 'n beeld van die heidene. Onthou, in die verhaal wat Jesus vertel het, het hy gesê, Lazarus is hierdie man met die sere, en hy eet die krummels van die tafel af, en honde kom en lek sy sere. Hy is 'n tipiese beeld van hoe in die Joodse gedagte 'n heiden lyk. Daai lamlendige siek mense. Onthou, hulle tot 'n baie groot mate in die Jodendom 'n voortvarendheidsgodsdiens. In Engels praat hulle van 'n prosperity religion aangehang. As jy in jou lewe geseënd is, as jy weelderig lewe, dan is dit 'n teken van die seën van God. God het jou geseën. En onthou, begin hulle om daai ryk man te beskryf. Hulle sê hy het purper en fyn linne gedra. Fyn linne was baie duur en die kleurstof purper was peperduur. So die ryk man het al hierdie seën van die Here af, oënskynlik. En Lazarus, hy siek en is in ellende, dis 'n teken volgens hulle van die oordeel van God. Is almal wat ryk is, ryk omdat hulle die seën van God ervaar, of is party van hulle net vrek skelm? Oorgrootste meerderheid van ryk mense, het een of ander tipe van 'n skelmstreek iewers aangevang om daar uit te kom. Ons verstaan dit veral binne ons politieke kultuur in hierdie land. Die rykdom kom nie van die Here se seën af nie. Die rykdom kom van ander nasies se seuns af, wat by die ander nasies se seuns gesteel is. Dis maar net die realiteit van die tyd waarin ons lewe. Goed? So, net so, ook nie almal wat swaar kry in hierdie lewe, is iemand wat iets verkeerd gedoen het in hierdie lewe nie. Inteendeel, ons kry mense wat bitter swaar kry, maar tog 'n noue verhouding met God het. Kyk byvoorbeeld na Job. Met tye was hy baie ryk, die rykste man in die ooste. Met tye het hy absoluut niks, hy het alles verloor. Hy is siek en in ellende. Maar God herstel hom. En op die ou ende gaan dit oor sy verhouding met God, wat nie gebreek het nie. Goed? So. Jesus draai die Fariseërs se verhaal op sy kop. In die Fariseërs se gedagte is dit logies, omdat hy ryk was, purper en fyn linne gedra het, moet die Fariseër in die boesem van Abraham eindig. En Lazarus moet in die plek van vlamme eindig, maar Jesus draai die hele storie op sy kop. Hy ruil die rolle om, en ons gaan binnekort sien waarom. So, Lazarus is by Abraham, en die ryk man is in vlamme, en dit is 'n absolute skok vir die klomp Fariseërs wat dit hoor. Dis vir hulle, soos wat hulle in Engels sê, 'n wake-up call. Want volgens Jesus se uitleg, gaan hulle nie eindig waar hulle dink hulle gaan eindig nie. Bloot net omdat hulle kinders van Abraham is nie. So, waarom word die naam Lazarus gebruik? Nou, die naam Lazarus, en hierdie kom direk uit die Strong's uit, probably of Hebrew origin, Lazarus, that is Elazar. Onthou, die woord Lazarus is 'n vertaling van die oorspronklike woord. Die oorspronklike woord is Elazar, en as jy hom gaan ontleed, Here, Azar, help my. Herinner my gou, wat was daai vrou se woorde? Here, help my. As sy Engels gepraat het, is die woorde wat sy daar geuiter het, Lazarus. As sy Aramees gepraat het, of Hebreeus gepraat het, het sy gesê Elazar. Daar's 'n direkte naamkonneksie tussen die woorde wat sy geuiter het, en die verhaal wat Jesus vertel het. Maar nie net tussen daai twee nie, ons gaan nou nog 'n alternatiewe konneksie kry. Nou, in Isak Burger se boek op bladsy 33, sê hy die volgende: dis 'n samevoeging van die woorde Here en help, wat beteken die Here is my helper, of Here help. Nou, hy herken dan met ander woorde daai konneksie. Waar kom die naam nog in die Bybel voor? Lazarus, ons kry hom in net 2 gevalle in die Bybel. Wat is die tweede geval? Die ene was nou hierdie
die verhaal van die Lazarus en die ryk man, wat is die ander geval? Jesus se vriend, Lazarus. Julle onthou, die een wat uit die dood uit opgewek is? Kom ons gaan kyk. In Johannes 11, vers 43 tot 50, word die verhaal vertel van hoe Jesus vertel word, hierdie vriend van hom, Lazarus, hy is besig om te sterf, hy lê basies op sterwe. En Jesus maak nie haas daarvan om by hom uit te kom nie, en op die einde kom die boodskap, maar Lazarus is dood. En Jesus gaan en hy roep vir Lazarus uit sy graf uit. Nou Lazarus is toe al 'n redelike geruime tyd dood, maar hy word lewend, hy kom uit die graf uit. En dan lees ons in vers 46 tot 50, toe die Fariseërs dit hoor, toe beplan hulle om Jesus om die lewe te bring. Waarom? Waarom wil hulle ewe skielik vir Jesus om die lewe bring? Want Lazarus is 'n bewys van wie Jesus Christus is. Hy is die Messias. Hy kon hierdie persoon, wat al vir so lank dood was, waar daar geen twyfel kan wees dat hy werklik dood was nie, hy bring hom terug in die lewe in. Hy rig hom weer op. Nou, kyk 'n bietjie wat sê Johannes 12, vers 9 tot 11. Dit sê, en 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, die hy is Jesus, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. So Lazarus was so 'n sterk teken, dat jy in Jesus kan glo as die Messias, dat hulle besluit het, ons wil nie net vir Jesus doodmaak nie, ons wil vir Lazarus ook doodmaak. So, dink 'n bietjie aan daai verhaal wat Jesus vertel het. Hy praat hier van hierdie ryk man, wat sê maar, stuur vir Lazarus uit die dood uit, om my broers te gaan waarsku. Het iemand uit die dood uit opgestaan, om die ander te gaan waarsku? Ja, Lazarus is die bewys. Het hulle geluister? Nee. Hulle wil die bewys ook vermoor. Hulle wil wegdoen met die bewyse dat Jesus die Messias is. So, het iemand uit die dode opgestaan as 'n getuie van Christus se identiteit? Ja, en die getuienis is verwerp. So waaroor gaan Lukas 16 vers 19 tot 31 dan? Die Jode gaan hulle unieke plek as volk van God verloor. Hoekom sê ek dit? Want hulle as Fariseërs het gedink, maar ons plek is in die boesem van Abraham. En net so met die 5 broers. Hy sê, gaan waarsku hulle, dat hulle nie ook hier eindig waar ons eindig in die vlamme nie. Want die ander groeperinge se verwagting was, ons is op pad boesem van Abraham toe. Maar waar sê Jesus vir hulle gaan eindig? In die vlamme. En hy gee die hoop vir die ander, wat altyd uitgekry is as klippe of honde, hulle wat volgens hulle niks werd was nie. Hulle eindig in die boesem van Abraham. Het Jesus werklik net gekom vir die verlore skape van Israel? Nee, hy het gekom vir alle mense wat in hom glo. So, het dit gebeur. Hulle verwerp vir Jesus, ja, hulle kruisig die Messias, en die evangelie gaan direk aan die heidene, veral deur die werk van Paulus. Nou kyk 'n bietjie hier is baie interessant. Lukas 3 vers 7 tot 9. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het, om deur hom gedoop te word. Addergeslag, kan julle onthou ons het hierdie gelees? Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat in die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hierdie klippe, met ander woorde die heidene, kinders van Abraham te verwek. Let mooi op na die volgende vers. Dis 'n absolute sleutelvers, vers 9. Maar die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So reeds Johannes die Doper het vir hulle gesê, julle wat dink julle is iets besonders, julle klomp Jode, die byl lê aan die voete van hierdie boom. Julle gaan uitgekap word
as julle die Messias nie erken vir wie en wat hy is nie. Wat beteken dit as hulle uitgekap word? Hulle is verlore. Hulle is nie meer gewortel in die enigste een wat verlossing kan bring nie. So, die heidene wat bekeer word deel van God se volk, het dit gebeur. Is dit geskiedkundig korrek? Ja, in 34 na Christus kom Saulus tot bekering, word later Paulus genoem en die evangelie word aan die heidene verkondig. Elkeen wat in Christus is die saad van Abraham. Kyk wat sê Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So as jy in Jesus glo, eindig jy in die boesem van Abraham. Sê ek, Jode kan nie in die boesem van Abraham eindig nie? Nee, hulle kan. As hulle in Jesus glo, kan heidene in die boesem van Abraham eindig? Natuurlik, mits hulle in Jesus glo. So of jy in die boesem van Abraham, 'n beeld van eintlik die hemel, as jy daar gaan eindig, is dit omdat jy Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, ongeag jou nasionaliteit. Jy word nie gered volgens jou ras of jou nasionaliteit of enigiets anders nie. Daar's net een wat meriete dra en dis Jesus Christus. Daar's geen ander weg nie. En daai voorreg om in die boesem van Abraham te eindig, hang af van die keuse wat jy maak. Kies jy Christus, ja of nee? So. In die boek, die eerste 5 minute na die dood, word die volgende gesê, en ek wil spesifiek met dit afsluit, sodat ons kan sien hoe eintlik gevaarlik hierdie boek is. Hoe hierdie boek wat super gewild is, hy was 'n beste verkoper in Suid-Afrika. Een van die topverkopers van godsdienstboeke in daardie tyd. Maar hy het bitter gevaarlike teologie. Kom ons gaan lees wat hy sê. Hy sê, gebede in die vlamme van die doderyk, word daar in die doderyk gebid. Inderdaad, die doderyk is waarskynlik die godsdienstigste plek wat daar is. Dis die plek waar die meeste gebid word. Bladsy 90. Eerste 5 minute na die dood. Wat sê die Bybel? Glo ons 'n baie gewilde boek, 'n goeie verkoper, of glo ons die woord van God? Ons glo die woord van God. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van God. Prediker 9 vers 5. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen meer loon nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Kyk wat sê Prediker 6 vers 5. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? Hy sê hulle dink aan hulle familie, bladsy 90 ook. Hy sê 'n mens kan nie anders as om geraak te word deur die gebed en smeking van die ryk man in die dode nie. Dit sê 'n bietjie verder ook op bladsy 90. Hy, verwysend na die ryk man, dink nou aan sy broers, 5 van hulle, wat blykbaar in sy voetspore volg. Kom ons gaan kyk. Prediker 9 vers 5 en 6 sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Kyk na vers 6. Hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Kan jy in die doderyk vir jou familie bid? Nee. Nie volgens die Bybel nie. So. Hulle is direk na die dood in die vlamme volgens hierdie boek, bladsy 99, om te help verhinder dat mense daardie eerste 5 minute na die dood, hulle oë in daardie plek van vlamme en smarte oopmaak. Hy sê die oomblik wat jy doodgaan, as jy nie 'n gelowige is nie, is jy in daai plek van vlamme. Kom ons kyk wat sê die Bybel, Openbaring 20 vers 14 en 15. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie gebeur na die 1000 jaar, nie die oomblik wanneer jy doodgaan nie. So ongelowiges wat sterwe, gaan nie onmiddellik in die vuur in nie. Hulle bly dood tot by die tyd van die wederkoms. Dan is daar 'n millennium wat plaasvind. 1000 jaar. In die volgende lesing gaan ons kyk na daai millennium.
Want volgens sommige mense is dit 'n 1000-jarige vrederyk op aarde. Daai term staan nêrens in die Bybel nie. Ons gaan daai ondersoek. Maar na daai 1000 jaar, is eers dan wanneer in die vuur gewerp word. So. Is die lering soos die eerste 5 minute na die dood daarin uiteengesit is dit Bybels? Definitief nie. Inteendeel, dit weerspreek Bybelse beginsels, sonder enige twyfel. So, wat is die basis van ons geloof? 'n gewilde boek, eerste 5 minute na die dood? Of die woord van God alleen? Die skrif en die skrif alleen. Kyk wat sê Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Lukas 16 vers 29 en 31 sê. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete. Laat hulle na die luister. Waarna verwys Moses en die profete? Die Ou Testament. Het die Fariseërs op daai stadium geglo volgens wat in die Ou Testament staan? Nee. So Jesus het in hierdie gelykenis vir hulle gesê, hulle het Moses en die profete, hulle het die Ou Testament. Moenie hierdie klomp nonsens kom glo van, julle is spesiaal en hierdie is die toestand van die dode nie. Nee, gaan na Moses en die profete, gaan na die Ou Testament toe. En hy herhaal dit, vers 31. Maar hy sê vir hulle, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. Wat Lazarus gedoen het, en wat Jesus gedoen het, en hulle wou nie luister nie. Dis hoekom die uiteindelike straf wat hulle kry, is oor hulle eie keuses. Hulle het teen die Messias gekies. So, kyk 'n bietjie wat sê professor Jan Hatting. Hy was die hoof van die AGS Theologiese College, die opleidingsskool van die AGS Kerk, en hierdie is in 'n e-pos na my toe gestuur van hom af en later ook op hulle webblad gepubliseer. Dit was toe ek nog Pinksterteologie gestudeer het by hulle, eintlik so 'n paar jaar na dit wat dit na my toe gestuur is. Hy sê daar, the Luke 16 story is a parable, although it is not mentioned as such. Many of Jesus' parables started with, there was. The content of Luke 16 is in the parable gender style. Isaac Burger sê, hierdie is 'n ware verhaal, dis regtig wat gebeur wanneer jy doodgaan. Maar die hoof van hulle opleidingsskool sê, nonsens man, hier is 'n gelykenis. Jy kan nie die konsepte wat hy in sy boek uit probeer haal, jy kan dit hier uithaal nie. Is 'n gelykenis. Dan, hy skryf bietjie verder in sy e-pos. There is no indication that one can or is allowed to make contact with people in hell or heaven or ancestral worship. Met ander woorde, geen vorm of dit nou van 'n Afrika godsdienst is of wat ook al. Ons as lewende mense kan nie kontak maak en kommunikeer met iemand wat kwansuis in die hemel, in die hel of in enige ander na-doodse toestand is nie. So, hy sê dan ook in sy boek, en hierdie is baie belangrik om te besef, op bladsy 13, die dood is nie die einde nie. Die dood is inderdaad die ingang na 'n splinternuwe bestaanssfeer. Want ons sal soos Rispus 'n metamorfose ondergaan. Wat probeer hy sê? Ons is nou soos 'n wurm wat in 'n kokon gaan en deur 'n metamorfose kom en as 'n mooi vlinder aan die ander kant gaan uitkom en daar's geen dood nie. Hy sê basies, daar is nie 'n dood nie, want die dood is bloot net 'n ander formaat van lewe. Klink dit al bekend? Kom ons dink daaroor. Genesis 3 vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Daai twee praat dieselfde taal. Jy sal beslis nie sterwe nie. Die Bybel vertel vir ons onomwonde wat gebeur wanneer jy sterf. Jy is dood. Jy is nie in 'n bewuste toestand nie. Tot op daai dag wanneer Jesus sy kinders kom haal, dan gaan die gelowiges opgewek word, met verheerlikte liggame bekleed word en hulle gaan die ewigheid in. Maar die ongelowiges, hulle is ook in 'n onbewuste toestand tot aan die einde van die 1000 jaar. Dan word hulle opgewek
om die finale oordeel in die gesig te staar en dan in die poel van vuur gewerp te word. So, is daar enige vrae oor dit wat ons vanaand bestudeer het? O, gats, julle weet wat hulle sê as daar nie vrae is nie. Ja, fantasties, dis goeie nuus, want as daar nie vrae was nie, is almal of so die mekaar dat hulle nie eens weet wat om te vra nie, of ek het baie goed verduidelik. Ja. 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 Goed. Ons moet een ding verstaan, Satan is 'n geweldige magtige wese. Hy was 'n engel, hy het nie sy kragte verloor nie, maar hy's nie meer gehoorsaam aan God of die inspraak van die Heilige Gees nie. Hy het gerebelleer, maar hy het nie sy krag verloor nie. Nou die Bybel praat byvoorbeeld in Matteus hoofstuk 24 daarvan, dat daar bonatuurlike dinge kan gebeur, maar vir die doel van misleiding. Ook in 2 Tessalonisense 2 praat dit daarvan dat daar bonatuurlike dinge kan gebeur, maar dis juist sodat mense mislei kan word. Nou, die oomblik wat jy 'n wanpersepsie het van wat met iemand gebeur wanneer hulle sterf, en jy dink hulle lewe nog op een of ander manier, het sy in die hemel, of die hel, of iewers in 'n tussentoestand soos wat Henk Hanegraaf na verwys, dan skep dit die moontlikheid dat jy dalk met daai persoon kan kommunikeer, of selfs dalk daai persoon kan sien. So die oomblik wat jy 'n wanpersepsie het van wat die toestand van die dood wel behels, dan word die deur oopgemaak vir Satan om bonatuurlike dinge te laat gebeur. En hy kan. Die Bybel sê juis vir ons dat Satan homself baie keer voordoen as 'n engel van die lig. Met ander woorde, hy gaan iets laat gebeur, nie wat noodwendig vrees by jou gaan verwek nie, maar wat iets bekend is. Byvoorbeeld daai troetelnaampie wat jou ma of jou pa vir jou gehad het, of jou vrou of jou man of wat ook al. Sodat jy dink, ja, dit moet hierdie persoon wees, maar dit maak die deur oop vir die manipulasie van Satan. So enige so manifestasie is iets wat ons maar verseker kan weet. Dis nie iets wat van God afkom nie, want God sê, mense wat gesterf het, weet van niks en hulle het niks meer te doen op enigiets wat gebeur op die aarde nie. So kan daai verskynsel volgens die Bybel werklik daai persoon wees wat afgesterf het? Nee. Volgens die Bybel moet dit dan iets anders wees. Kan nie van God af wees nie. Met ander woorde, ons kan met vrymoedigheid aanneem, dis iets wat van Satan en sy magte se kant af kom. Goed? So ek ontken nie dat sy dit gesien het nie. Hoe kan ek? Dis sy wat dit gesien het. As hy sê sy het dit gesien, dan sy het dit gesien. Al wat ek vir jou kan sê met sekerheid gegrond op die Bybelse beginsels, dis nie iets wat van God afkom nie. God laat nie kommunikasie met iemand wat afgesterf het toe nie. Buiten, daar's een caveat wat ek hier wil byplaas. Buiten vir wanneer dit iemand is wat God self uit die dood uit opgewek het. Byvoorbeeld, ons kry dat met Jesus se verheerliking op die berg was Moses en Elia daar, want God het hulle opgewek. Hulle praat nie uit die dode uit nie, hulle het reeds al hulle verheerlikte liggame gekry. Daarom sien ons daai verskynsel van die verheerliking op die berg. In hierdie geval, is sy iemand wat uit die dood uit opgewek is en so verskyn het? Nee. Wanneer kan ons verwag om ons afgestorwe geliefdes te sien? Ja, dis nie iemand wat sy ken nie. Ja. Die verskynsel, ja. Ja. Maar wanneer kan ons verwag om ons geliefdes te sien? As hulle gelowig was by die wederkoms. As hulle nie gelowig was nie, ongelukkig, eers aan die einde van die 1000 jaar. En dan is dit te laat. Goed, is daar enige ander vraag? Dan, môre aand, gaan ons kyk na die millennium misleiding. Ek het vroeër so vinnig daarna verwys. Die algemene siening daar buite in kerke is dat daar wat hulle noem 'n 1000-jarige vrederyk op aarde gaan wees. Ons gaan kyk, is daar 'n 1000 jaar in die Bybel? Is dit 'n vrederyk
En is dit op aarde? Of is die werklikheid iets totaal en al anders? Maar dit vanmôre aand. Tot dan, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die tyd wat ons kon neem om die Bybel te bestudeer, te kyk hoe hierdie Lazarus legkaart uit verskillende gedeeltes van die Bybel bymekaar kom om vir ons te wys dat toe die verhaal van Lazarus en die ryk man vertel is, dit inderdaad 'n boodskap was aan die Fariseërs om hulle te waarsku. Moenie dink julle is net omdat julle bloedlyn van Abraham is, iets besonders nie. Julle moet Jesus Christus herken as Messias en aanneem as verlosser om in die boesem van Abraham om in die ewigheid te kan ingaan. Here, mag dit ook vir ons 'n waarskuwing wees in ons tyd. Laat ons nie dink omdat ons aan een of ander denominasie behoort of een of ander leer aanhang dat ons outomaties gered gaan word nie. Mag ons altyd besef hoe afhanklik ons is van die meriete van Jesus Christus ons verlosser, die enigste een in wie ons gered kan word, danksy die bloed wat hy vir elkeen van ons gestort het. Here, spreek tot ons harte deur die Gees. Help ons om as daar enige iets is wat skeiding bring tussen ons en Christus, om dit te bely, om dit neer te lê en ten volle ons lewens oor te gee aan ons Messias, ons verlosser, Jesus Christus. Dis my bede in Jesus naam alleen. Amen.